pingpong, né? Siegfried, vir jou ook, jy kruip altyd weg daar agter die kamera. En dis lekker om jou weer te hê, jy was daar al op die pingpong. Ja, en ek kan miskien net altyd vir die mense sê, jy weet, Siegfried doen wel baie moeite met die uitsendings. Vir hom baie dankie daarvoor sê. Corrie, ja, ons het nou gepraat oor jou getuienisse in hierdie tyd. En dit is my absoluut fantasties. Jy weet, veral met die feit dat jou agtergrond, jou omstandighede was nie soos wat dit ideaal was vir ander mense. Dat was nie rooskleurig. En Vader kom en hy sê, haal jou uit hierdie kuil uit. Daar in Job praat hy van, sodat jy nie kan neerdal uit hierdie kuil uit. Ja. Ek weet nie of daar iets is wat jy wil vir... sê my bietjie, hoe het oom gekom tot by die name, die regte name van Yahweh? Hoe het dit gebeur? Ok, hoe dit gebeur het, is, want ek is al baie lank op Facebook. En snaaks genoeg, hierdie tydperk wat ek toe nou my Bybel lees en soos wat Vader vir my gesê het, ek met my woord lees en goede. En so het Vader toe nou mense op my pad gesit. Soos ek gaan nou name noem, soos Frik Weideman, Rian Abre, en 'n paar ander manne, wat toe nou op my Facebook kom, en hulle is ook al lank op Facebook. Ja, natuurlijk. En so het Vader ook toe nou mensies op my pad gesit, wat nou kan 'n bietjie leiding gee, en wat al lank al op die pad is, en so aan. En so het hulle toe nou Vader se name gebruik, Vader Yahweh, Meester Yeshua, Ruach HaKodesh, en so het die name genoem, en ek het gaan bid oor die saak, want ek is mos nog gewoond aan die Jesus, en... Maar ek wil net daar inchip. Siegfried weet nou, Lindel Smit, jy weet, van wat ons microfoon, toe ons haar ontmoet het, ek en Siegfried was die dag, heel eerste dag, het ek net met haar so 'n gesprek gevoel. Sy het gepraat oor Jesus en Here, en ek het gepraat oor Yahweh en Elohim en ons Yahuwah. En ek het dit net op 'n stadium van genoem. Jy net een ding onthou, die krag lê in die naam. Presies, ja. En net dood eenvoudig aangegee. En ons het 'n paar opnames gedoen by Waterberg Stereo, het ek vir dit gedoen en goed. En tot op 'n dag, toe kom die Heilige Gees, toe word sy wakker, en sy sien die Ruach, en die Ruach leer haar van Elohim, en Yeshua, en daai vrou draai net so om, jy verstaan, daardie opgewondenheid, daardie enthousiasme oor hierdie name, het ek baie selde by iemand gesien, jy weet, en onthou, dis nie dat sy dit ken, of sy by wat se naam, en dis my punt, baie kere jy sê, Pastoor Frik, ek en hy het eendag gepraat, toe luister ek na, waar hy oor die radio, ek dink dit was radio Namakwa gepraat het, en hy het Here en Jesus en daai goede, het hy weer oor gepraat, toe, agterna praat ek en hy daarvan, toe sê ek, hoekom, jy nie heilige naam, en toe sê hy, maar hulle ken dit nie, jy verstaan, toe sê ek maar, as jy dit nie praat en vir mense leer nie, hoe gaan hulle dit ken? Jy hoor, en wie van daai dag af, en dit wat ek my altyd admireer van Pastoor Frik, jy weet, is jy kan met hom in gesprek kom oor iets. En wat ek hou van Frik is hy, want ek luister gereeld gereeld, ek mis dit nie. En wat Frik ook sê, hy sê dat 'n mens kan verskil van hom, want ons almal het maar verskillende idees en sieninge, maar jy sien, as ek nou terugkom daar, en dis goed dat jy dit so sê, maar jy weet, solank ons basis hierdie is, presies, solank ek en jy kan terugkom na hierdie toe, en dit was my probleem met die woord, hoor jy, van die begin af, mense het
het die Bybel verander na die 84 vertaling. Ja. En hulle het die woordjie vrees uitgehaal. En kyk Ja, vandag, ja. vrees niemand Jahwe. Ja. En baie, jy weet, as jy gaan kyk na 1 Johannes 5 vers 13, waar hy sê, ek skryf hierdie dinge aan julle wat glo in die naam van die Seun van die Lewe, sodat julle kan weet dat julle die ewige lewe het, en kan glo in die naam van die Seun van Elohim. Ja. Hy sê nie dat julle kan glo in die Seun van Elohim, in die naam van die Seun van Elohim. En dis waar in die krag lê. Jy verstaan. En sodra jy hierdie woord verander, het jy probleem. Ja, natuurlik. Nou my vraag is aan julle tweeetjies. As jy vir my ietsie gee, sê nou maar jy gee vir hierdie Bybel. Jy sê, dis nou joune. Jy weet. Gaan jy môre kan terugvat? Nee. As die almagtige Jahwe kom en hy gee vir ons 3 wat hier sit, het hy hierdie Bybel gegee. Hoekom kan hy môre vir ons sê, hy is onveranderlik. Vir ons sê, maar jy kan nou nie meer, hierdie Bybel nie, hierdie ene is nou beter. Hierdie ene praat nou beter met jou. Wat weet dit vir jou geleer? Lekker Afrikaans lees? Nee, dit is die 33 vertaling, 53 vertaling, wat jy daar het. En die feit van die saak is nie, dat hierdie woord van Jahwe, sal hy nooit van ek en jou onttrek nie. Want jy sien, en dis die kern, en ek dink, jy het dit goed opgesom by die vorige keer, dat die Gees ons moet leer. As die Heilige Gees nie vir ek en jy hierdie goed leer, ons kan die beste predikante hê, die beste goede. En jy weet, ek luister nou na Solo, oor TV van Dr. Ferdi Mulder, hoe hy oor al hierdie theoloog praat, en wat in die NG Kerk gaan. Ek slaan my hande saam, ek kan dit nie glo. En dan besef ek, hoekom is hierdie volk waar hulle vandag is? Hoor nie wat ek bedoel? Want as die leiers droog maak, kry die volk pak. Die koning, as hy droog maak, as Dawid kom en hy tel die volk, hulle het nie gesê, maar ons wil getel word. Hy sê hulle moet getel word. Hulle moet hierdie sensus nou ondergaan. Hulle sterf. Jy hoor, want Dawid het verkeerd opgetree. En toe hy dit besef, en terugkeer na Jahwe. Alright, ekskuus, ek gou terugkom na jou, voor ek nou ontgaan, dat, soos ek sê, ek het nou, Vader en mensies op my pad gesit, en daar het ek die name gehoor. En ek het gaan bid, en ek het gaan vir Vader vra. En Vader se Gees het dit my attent gemaak. En ek kom agter, as ek met mense praat oor die name, dan sê hulle vir my, maar ons het nie groot geword met die name nie. Hulle kan dit nie eers uitspreek. So wat vir my dit so wonderlik maak, Siegfried, is dat Vader se Gees kom en hy leer jou, hy inspireer jou. En weet jy, daai name het net so uit my mond uitgespoel. En die voorreg wat ek en jy het om hierdie name oor hierdie 2 nietige lippe te kan spreek, is so wonderlik. Elke keer as ek weet, as ek weet vir Jahwe, dankie dat ek u naam oor hierdie nietige lippe kan gebruik. En kyk, as jy nou vat, hierdie mense wat nou die Here dien en so aan, kyk hoe word hulle God se naam veruitel elke dag. Op Flix, op die TV, dis Here, my God, oh Jesus Christ, and you name it. Maar hoe veruitel hulle Vader Jahwe se naam? Dit is om hierdie valse gode se name te gebruik. Jy weet, ek het eendag mense ook met hierdie argument, maar jy weet mos ons het jammers, mense, jy weet, maar jy weet, ek het groot geword met hierdie name, maar jy weet, dis nou Hebreëse name. Nou vraag ek net vir myself af, en dan sê ek nou, as ek nou met jou praat, dan sê ek, hoorie Koos, gaan jy reageer daarop? Nee, want sy naam is Siegfried. En as ek vir jou sê, hallo Piet, dan sê jy nee, my naam is Corrie. Met ander woorde, as die allerhoogste sy naam vir jou gegee,
Wie is ek en jy om ons wat ons name nie wil verander, Ja. sy name te kan verander? Hoor jy wat ek vir jou sê? Want Here is 'n titel, God is 'n titel. Dis nie 'n naam. Jesus is ek begin by lees 300-400 jaar na hierdie woord. Ja. Na die volledige sal ek sê Ou en Nuwe Testament daar. Ja. Maar na die woord eers. En nou ewe skielik nou wil nie en ek luister by baie kere en van my vriende, predikante en sê kom en sê groet jou in hierdie wonderlike naam van Jesus Christus. En dit is so wonder. Weet jy, dit voel vir my soos doksteke. Ja. Want ek het met hom spesifiek daaroor gepraat. En gesê maar jy moet die name leer. Maar jy sien hy kan nou nie van hierdie kanseltjie afklim nie. Jy verstaan wat die mense gaan hom Ja. gaan vra met Dani. Ja. Jy weet. Verwag jou as jy daai naam Ja. Maar vat jy nou vir Dani Botha, hy het nou nog nie die name nie, maar Dani, hy het vir die hele wêreld gesê, man ek is jammer, jy verstaan. Ja. Hy het die mense opgehou om skop, hier en daar 'n ouetjie, om net so 'n bietjie 'n paar tappies te gee, maar die wêreld het hom verwerp. Ja. Joos van der Westhuizen, een van die groot is dit kermskakels van hierdie wêreld. Nee. Toe hy siek word, toe sê hy die beste ding wat met hom nog gebeur het, is hierdie siekte wat oor hom gekom het. Ja. Want daardeur kon hy vir Jahwe ontmoet het, hy het nou nie gesê Jahwe. Maar die feit van die saak is, het die mense, het die wêreld hom aangeneem of gekoester en danig, nee, hulle het hom nog verder van hulle af weggestoot. En dit moet ek en jy weet, want hierdie wêreld lê in die greep van die Satan. Ja. Maar sy dae is verby. Daar sê. Ja. Jy hoor, ons dobbel met ons ewigheidslewens, althans my mense, nee. Ek wil dit nooit doen nie. Want as iemand verstaan wat beteken die ewige verdoemenis, nie wat sy naam nie, waar mot en roes en vlam of wat ook al sê Yeshua, nooit ophou en die wurm nooit ophou. Ja, hulle speel met die genade van Vader. Ja, dit is vreeslik wonderlik. En die ander ding is dat nou, ou Siegfried, my hart gaan uit vir baie mense. Ek praat met so baie mense. En dan Here Jesus hulle en dan sê ek nie Here nie man, nie Here. Ek sê as jy daar oor kan die pad loop, jy's nou Gert, nê. En ek roep jou Pietie. Ja. Gaan jy reageer as ek jou Pietie roep? Hy sê nee. Ek sê nou hoe verwag jy Vader Jahwe moet reageer en na jou kyk, sy oor na jou draai as jy vir hom Here of God of die of daai. Jy sien Corrie, dis presies my punt ten opsigte van die 84 vertaling. Hulle die woordjie vrees. Hy sê jy moet Jahwe jou Elohim lief hê en jy moet hom vrees. Ja. Nou mense sê nee, ek kan hom nie vrees nie, jy weet. Want hulle daai woordjie vrees het omgaan. Dit is hierdie respek. Ja. Dat jy elke keer die naam sê, dan weet jy met wie jy te doen. Presies, en die Vader Jahwe wat ek kan bid om saai, is 'n verterende vuur. Ja, is so. En dit is waar mense moet vinnig terugkeer na dit. Want hierdie land is gone. Jy verstaan, buite in die wêreld. Jy weet die wêreld daar buitekant. En as iemand sê ja, party mense sê ja, maar jy sê dit al jare. Weet dit is so. Maar weet jy wat? Gaan kyk net reg rondom jou. Ja. En dan kom jy en jy sê vir my, waar sal dit beter gaan? Dit gaan net beter gaan as ek en jy onder hierdie skaduwee van hierdie Almagtige inkom. Ja. Jy weet. Maar dan moet ons onder hierdie skaduwee van hom inkom. Ons moet nader na hom toe kom. Ja. Want dit help nie hierdie boom met hierdie skaduwee, jy's daar in die son. Die son gaan jou brand. En om saai die beste van alles is, nee, nou kom mense na my toe of ons is in 'n geselskap. Dan sê hulle, "Eers Corrie, weet jy, dit gaan erg in ons land, nee." Ja. Dan sê ek, hoorie so dat jy al Deuteronomium 28 gaan lees. Ja. Die eerste helfte van Deuteronomium 28 is Vader se seëninge as jy sy gebooie onderhou. Ja.
En die tweede helfte is sy vloeke. As jy Weet jy, wegdraai van Corrie, die ergste is, dat ek jou net daar 'n bietjie reg, jy weet, Deuteronomium 28, van dit vers 1 af, tot en met vers 10, 10 ja. nee, is die seëninge. Ja, ja. Maar van daar af, tot hier in die 60 bladsy, jy kan gaan kyk, is vloeke. Dis die vloeke, ja. En dis presies daardie vloeke wat vandag oor hierdie volk Presies. So. En hulle kan dit nie klein kry nie. Ja, hulle kan dit nie klein kry. Maar ek en jy is die oorsaak van hoe dit met ons gaan. Ja. Selfs in ons eie hedendagse lewe is ek en jy is in beheer. Want onthou net, as ek en jy Jahwe het, dan het ons alles. Ja. Maak nie Ja. saak wie daar buitekant wat sê of hoe. Presies. Nee. En dit is hoekom ons moet doen. En dis hoekom ek sê, soos wat Elohim en Jahwe onveranderlik is. En Yeshua is onveranderlik. Ja, natuurlik. Met ander woorde wat? Hierdie woord is Dis onveranderlik. onveranderlik, ja. Jy kan nie aan hom verander nie, maar jy kan nie aan Yeshua verander. Ja. Hoor jy wat ek vir jou sê? En as die mense net sal besef dat dit waaroor ons hier praat, nee, is verlossingskos, is Ja. heerlikheidskos, Dit is waarheid. is absoluut fantasties, man. En nou leer ek my kleinkinders en Ja. my vrou en mense wat ek nou vra ek hulle, hoe hoor jy die stem van Vader Jahwe? Nee, Jesus, weet nie, ek het nog nie sy naam of sy stem gehoor nie. Ek sê, as jy die woord lees, Ja. Vader Jahwe se stem, jy hoor sy stem uit die woord uit, want hy praat met jou uit die woord uit. Ja. Hy praat met jou uit die woord uit. Ja. En hierdie woord, ek sê vir 'n persoon, ek sê as jy 'n televisie koop, en dan kry jy 'n manual saam met daai televisie, Ja. wat vir jou so werk uit TV, Ja. wat moet jy doen en wat moet jy nie doen nie, want as jy doen wat jy nie moet nie, gaan hy TV breek ensovoort. Ja. Ek sê hierdie is ons manual. Ja. As ons nie handel volgens hierdie manual nie, gaan ons breek. Ja, Die dit- duiwel gaan ons kom breek. Dis Want hy sien ons lees nie ons manual nie. Dan Ja. kom die duiwel en hy trap ons plat. Jy weet, Siegfried weet dit nou, toe ek en hy en Gerry daar na Wenen toe was in Bloedrivier. En toe die persoon wat saam met ons sou gegaan het so oor die naampies gebly, sê hierdie naampies wat jy gebruik en hierdie wat se naam jy weet. Eintlik dink ek moet jy maar by die huis bly, jy weet. Maar dit is nie 'n kamera nie. Of 'n video Ja. 'n kamera nie. Nou vra ek my Vader, ek bid en ek bel en goed, jy weet. En ek bel vir Siegfried. Ek sê Siegfried, nou moet jy ons uitgaan, jy moet my maar saam gaan my vriend. Ja, Jy weet. ja. Praat mooi met Mario. Jy weet. ja. En gelukkig het sy toe nou ingestem en hy was nou saam met hom, maar wat ek wil vir jou sê is, as jy, en ek vra vir Vader, maar hoe gaan ons nou maak? Hy sê, jy het mos 'n videokamera. Ja. Verstaan jy? Met ander woorde, hierdie klein dingetjie, het neem al hierdie goede op, het al daardie video's gemaak. Ja, natuurlik. Met al wat ek wil sê is, ek en jy moet net sien wat is in ons hand. Dis al. Ons hoef nie hierdie huge goed in ons hand te hê nie, net hierdie klein goedjies. En dis hoekom dit so belangrik is. Mense kan op jou neersien, man, weet jy wat? Dit maak nie saak nie, solank Vader nie op jou neersien. Jy weet, Corrie, mense het nie van jou gehou nie. Niks. Nog steeds vandag hou baie mense nie van my nie. Want ek is te reguit by die woord en Maar luister nou mooi vir my. ja. Nou, jy, mense hou nie van jou nie, maar Jahwe hou van jou. Want dit is eintlik wat saak maak. Dit is hoekom dit met my gaan soos dit gaan, want Ja. hy Vader Jahwe hou van my en hy is lief vir my. Ja, en hy het jou teruggebring. Hy het sy seun vir Op my hierdie gestuur. pad, ja. En die ander ding is wat ek net wil bynoem van die klein dingetjies. By Vader is alles moontlik. Ja. Hy gebruik die Ja. klein Ja. dingetjies, Siegfried. Ja, Laat ek en jy dit sien. Laat ons die groot dinge kan sien. definitief. Die wêreld wil die groot dinge hê. Ja. Maar Ja. dan sien jy die klein dingetjie wat Ja. saak maak raak. En jy weet, die wêreld sien die suksesse van die wêreld, maar dit is eintlik nie suksesse nie. Nee, is glad nie. Jy hoor wat ek vir jou sê, hulle mag dink dis suksesse, maar dis nie suksesse nie. Ja.
Die Dis trots. sukses lê daar, dis trots. Trots. Ja. Dis hulle Ek het trots. my werk en ek het hierdie opleiding en ek het dit en ek het hierdie huis en ek het hierdie kar of wat ook al. Ja. Jahwe maak nie sulke goed saak. Nee, Jy verstaan? Want alles behoort aan hom. Ja. Die goud, die silwer, die beeste, alles, jy weet. Ja, so gepraat om Zai, ek weet van mense persoonlik wat op sterwe gelê het, wat redelik wel af was. Hulle sukkel om te sterwe, want hulle hou vas aan hierdie aardse goed. En daar waar ek gebly het in my huis in Volkvol, daar's gereeld stoete wat daar verby ry. Ek het nog nie 'n lijkswa gesien wat 'n huis of 'n kluis agterna gesleep het. Of 'n venterwandjie. Of 'n venterwandjie met vol geld. Ja. Ja nee. Jy weet, ons kan maar heeldag so aangaan om te gesels, want daar is heeldag tyd, jy weet wat goed waaroor ons kan gesels. Maar weet jy, as ek nou sien die laaste tyd, hoe Vader dit vir my hoe deur sy woord en hoe ek nou daai as ek na daai Bybels van jou kyk en ek kyk na my Tanisan se Bybel, sy het 2 gehad, maar sy het hulle opgewerk hoor. Jy hoor wat ek wil dit juist nou vir die haar naamgenote gee, die kleinkinders. Jy weet, hulle weer laat herbind as daar tyd is. Ek dink nie daar's tyd. Dis miskien hoekom ek dit nou so half uitstel. Maar al wat ek weet is, ek gaan kom op die wolke. En die beste nuus nog ooit is, kyk, ek gaan kom op die wolke. Ja, dis verseker. En onthou, wat het Vader vir ek en jy in pag? Ek en jy se erfenis. Wat is ek en jy se erfenis? Die 1000-jarige vrederyk. Ja. En mense besef dit nie. Hulle besef nie. Hulle kyk vas teen hierdie wêreld se swaar kry en sy probleme en goed. Hy sien nie waar Vader sê, kyk, ek skep 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde waar geregtigheid woon. Kyk, weet jy wat? Ek maak fonteine laat uitborrel uit die woestyn. Presies, ja. Jy weet hoe hy alles weer herskep en van hierdie chaos van hierdie wêreld weer vir ek en jy 'n wêreld maak waar hy ons leer bid het, laat u koninkryk kom, soos in die hemel, so ook op die aarde. Want dit wat Vader vir Adam en sy geslag gehad het, toe kom die sondeval. En van daai dag af verjaar die mens. Jy verstaan? Van daai dag af, maar hulle was al bietjie ou mense. Ja. Maar hulle het verheerlikte liggame gehad. Dis hoekom daai verheerlikte liggame het onverheerlikte liggame. Ja. En dis waar die sonde gekom het. En so moes Yeshua vir ek en jy teruggekom het om weer vir jou hierdie wonderlike inpag te kan gee wat vir ek en jy voorlê. En dis ek en jy se erfenis. Dit was lekker om met julle tweetjies te gaan praat. Dis net altyd die tyd. Wil jy nog ietsie gesê het, Siegfried? Nee, ek is reg dan. Jy kan maar. Jy Corrie. Ja, wat ek ten laaste wil sê is ek wil alle eer aan my hemelse Vader Jahwe gee. Dat waar oom hulle nou my getuienis gehoor het, waar hy my uitgelig het. Uit hierdie moddersluik van hierdie wêreld. En my op die ewige rots, meester Yeshua geplaas het. Halleluja. En dat ek vir 5 jaar oom Zai werklik tot bekering gekom het. Waar ek oor die 35 jaar in die kerke nie tot bekering gekom. Ja, en jy het gedink jy's gered. En ek het gedink ek is gered. En dis die probleem, Corrie, mense wat dink hy's gered. Jy moet nie dink jy's gered, jy moet weet jy's gered. Presies. En al manier waar jy gered kan wees is deur Yeshua. Sy woord. En dit is my die wonderlikste dat hy daai dag vir jou gesê het, kom, dat jy hierdie woord begin lees. Hoekom? Sodat jy Yeshua kan ontmoet. Wie gaan jou vrymaak? Yeshua gaan jou kom vrymaak. En ten laastens wil ek net sê dat my hart gaan uit vir my medemens, my medevolksgenote. Dat dit wat Vader vir my gee, wat wil ek uitgee vir hulle. En my gebed is dat Vader hulle geestesoor en oog sal oopmaak. En hulle harte sal oopmaak om die waarheid te kan sien en hoor en dit te kan ontvang. En daai saad wat ons saai, kyk, ons kan nie die werk doen nie. Ons kan net die saad saai
Ja. En met die hoop dat daai saad op goeie Ja. en vrugbare grond sal val en sal groei en vrug dra. Maar jy sien, ons moet so lewe en so optree dat mense kan sien in ons. Presies, ja. Hulle moet Yeshua en ek en jy kan sien. Ja, ja. Jy hoor, dis die belangrikste van al hierdie Ja, dinge. ja. Maar baie dankie. Een van die dae, dan trek ek julle weer op die weet jy hoekom is die vrouens so bang vir die pinkbank? As jy sê vir 'n vrou hy moet op die pinkbank kom, dan skatter hulle. Ja, hulle moet net kom gesels. Ja, want eintlik wat het ons nou gedoen? Ja, 'n ons moet- Opname gedoen, nee, ons het net lekker Ons gesels. moet net toelaat dat die Gees oorvat en Exactly. dat die Gees deur ons manifesteer. Ja, Nie ons as mens. ja, dis so. Want as ons as mens gaan uit onsself uitpraat, gaan ons foute maak. Maar ek Dit wil is- weer eens 'n beroep op die luisteraars maak en vir hulle sê dat dit is nie net ons werk om video's te maak en hierdie woorde. Dis elke een van ons se werk en se plig om dit te doen. Ja. Al is dit al dink jy jy's dit nie werd nie. Jy's dit werd want hy het jou met 'n doel op hierdie aarde gesit. Natuurlik. Maak nie saak wie jy is nie. Hy weet, die Almagtige. En laat hierdie mense subscribe en dat hulle hierdie goeder uitgee vir mense. Ja, Jy ja, verstaan? ja, hulle moet Dat dit mense kan dit uitgee. kan sien en kan glo. Ja. Want dit gaan nie oor ek en Siegfried nie. Mm-mm. Jy hoor niemand weet eintlik van ons nie. Ons is maar net die instrumente. Dis al. Dis al. Ons het niks nie. Ek sê altyd ek het niks om vir 'n ou te bied nie. Ek kan Ja. vir hom 'n koppie tee en 'n koffie en gasvry dalk hier. Ja. Maar dis al. Dankie. Dankie julle om Zai, twee, dis 'n voorreg om Ja. ons getuienis te kan Ja. lewer. En ons hoop en bid dat hierdie saad op goeie grond sal val. Ja, glo so. Halleluja. Dat sy haleluja. Shalom. Shalom. Shabbat shalom. Ja. Daar's hy.